Nou ja, ek gaan nou oor een van die onderwerpe praat, dat as jy nou te veel sê, dan haal hulle nou die video af. So ek gaan so praat, dat ons kyk of ek 'n boodskap kan oordra vir die wat slim genoeg is om te verstaan. Reg. Nou, RFK, Robert Kennedy, hy is mos nou hoof van die CDC. Hy het 'n verslag uitgebring wat wys daarop dat autisme in Amerika nou 1 uit elke 31 kinders is op die ouderdom van 8 jaar. So 1 uit elke 31 kinders van 8 jaar, iewers op 'n speelgrond, as jy nou 'n klomp bymekaar het, sal daar ten minste 1 autistiese kind tussen hulle wees, wat heel moontlik dan nou gediagnoseer is as autisties. Het mag wees dat daar ander is wat natuurlik nog nie gediagnoseer is nie. En die getalle is geweldig op sedert van die ander studies wat gedoen is in die vorige aantal jare. Hy verwys na een wat in Wisconsin gedoen is die grootste studie in die wêreld oor 900.000 kinders. En toe was dit nie naaste by soos dit nou gelyk het nie. Ek kan nie onthou wat hy gesê het of dit 1 in elke 10.000 of 1 uit elke 20.000 kinders was nie. Maar hoe dit ook al sê, autisme is deesdae 'n pandemie. Hy noem dit ook 'n pandemie. En die vraag is natuurlik, wat veroorsaak dit? Wat veroorsaak dit dat kinders nou so lyk? Word hulle so gebore? Want hulle noem dit eintlik 'n ontwikkelingsprobleem. Of is dit iets wat hulle later van jare oorkom? Is die baba normaal gebore, maar later ontwikkel hy nou hierdie tipe van simptome wat ons koppel aan autisme, of hoe werk dit? Nou ja, autisme is redelik lank al deel van die wêreld, ten minste die laaste, kom ons sê van die 70er jare definitief, en van die 90er jare dit absoluut toegeneem, en ons is nou in 2025 en hulle noem dit 'n pandemie. Nou ja, ek het self die kind, ouer van 'n autistiese seun, wat nou al groot is, en dit is so, hierdie kinders sit met 'n agterstand in die lewe, hulle funksioneer nie regtig emosioneel met ander mense nie, hulle is nie noodwendig geneig om te trou nie, hulle sukkel met verhoudings, in baie gevalle hulle sukkel om te werk te kry, hulle moet baie keer beskermde arbeid hê. Dit hang af op watter spektrum van autisme is dit, want jy kry van baie erg tot minder erg. So, die groot vraag vir my, en ek wil hê jy moet ook daaroor gaan dink, is, om watter rede is daar kinders met autisme? Was dit 100 jaar so? Terug gelede so 200 jaar? In die 16de eeu het ons hierdie tipe goed gesien. Wat is die rede dat die voorkoms so geweldig baie is? Nou ja, ek het 'n antwoord, maar ek kan nou nie die antwoord hierso sê nie. Want praat 'n mens hieroor, oor wat die rede is vir hierdie probleem, dan is daar altyd 'n klomp sotte wat vir jou verduidelik, dit is nie so nie. Reg. Jy kry vreeslike slim sotte, daar staan dokter voor sy naam. Nou, maar hy's 'n sot. Hy kan glad nie 1 + 1 kom hy by 2 uit, hy sukkel om dit te verstaan. Reg, so, mens kan dit nie openlik sê nie, maar ou moet nou gaan dink, oor die spektrum heen, wat is die ding wat gewoonlik vereis word, veral deesdae word dit vereis, van alle kindertjies oor die spektrum, en jy moet ook hierdie kaartjie wys, deesdae as jy by die skool inskryf, moet jy nou die kaartjie wys, jy moet nou 'n kaartjie hê van jou kind, wat al die goedjies is nou opgeskryf op die kaartjie. Wat is dit? Want dit is nou iets wat gemeenskaplik is aan alle kinders, arm, ryk, middelklas, want ons sien autisme kom oor die spektrum voor. Kom nie net by arme mense voor nie, of net by rykes voor, dit kom oor die hele spektrum voor. So die vraag is, wat is dit wat die gemeenskaplike faktor is, die kleinste gemeene veelvoud, of die grootste gemeene faktor, of wat jy dit ook al wil noem. Wat is dit wat hierdie mense almal in gemeen het? Is dit die kos wat hulle eet? Is dit die moeder se swangerskappe? Of waar kom die probleem vandaan? Nou ja, gaan dink bietjie mooi. Wat is die kenmerk wat alle kindertjies het oor die algemeen, oor die spektrum, omrede dit so op ons afgedwing word deur die sotte,
en deur die media, en daar by die skool moet jy nou die kaartjie wys, en daar by die kleuterskool moet jy nou die kaartjie wys. Gaan dink mooi daaroor. Nou navorsing het vir ons ook na vore gebring, dit is getuig nou nogal in die Amerikaanse Senaat, dat onder die Amish in Amerika kry jy glad nie kinders wat autisties is of ADHD het of die tipe van probleme nie. Die kinders daar is normaal en hulle is baie gesond en hulle gebruik nie antibiotikas nie en hulle word interessant genoeg self gesond. Die hoeveelheid siekes onder die kindertjies onder die Amish is radikaal minder in vergelyking met enige ander groep in Amerika. So die Amish is 'n lekker kontrolegroep. So wat is die ding met die Amish? Waar verskil hulle nou met ons gewone mense? Wel, ons weet, hulle is nie baie lief vir die stelsel nie. En ons weet, hulle het 'n groot klomp kinders. Mense nou gedink het in sulke plekke waar daar so baie kinders gebore is, 10 en 15 kinders per familie, dat jy nou ernstige siektes en probleme moet daar kry, want hierdie mense leef baie basies, hulle ry nog in klein karretjies rond met 2 wiele wat deur 'n perd getrek word, hulle het heeltemal 'n ander stelsel, het nie elektronika nie, hulle glo nie in dokters nie, hulle doen nie hospitale nie, hulle is geneig om uit die stelsel uit te bly. So, dit maak hulle anderste as die res van ons. En dit is miskien die rede, hulle lewenswyse, hulle wantroue van die stelsel, wat maak dat hulle kinders nie hierdie autistiese spektrum enigstens op is nie. Ons kry nie hierdie probleme onder hulle nie. Daar's navorsing gedoen. So, maar is iets wat onder ons kinders voorkom, en in baie gevalle, in ander lande is dit nie 1 uit 31 nie, is 1 uit 10 en 1 uit elke 6 babas, elke 6 kinders op die ouderdom van 6 of 8 word gediagnoseer. En weer eens, is hy so gebore, of wat het gebeur met hierdie kind, dat hy so geword het? Nou, ek weet wat is die antwoord by my. Dis iets wat gebeur het op 18 maande met die seentjie, en het het alles te doen met daai kaartjie, wat hulle wil hê, jy moet die kaartjie bring. Daai kaartjie is belangrik, reg, asof 'n moeder nie weet wat met haar kind te doen nie. So, hierdie hele idee, luister mooi wat Deborah vir julle sê, hierdie hele idee van hierdie groot maatskappye, wat ons wil verduidelik hoe dinge moet werk, en wat ons moet gebruik, en wat ons moet eet, en wat moet ons drink, en wat se medisyne is nou goed vir ons en ons kinders, hierdie ouens maak geld uit ons uit. So, enige ou wat dink, hy is daar om jou lewe te red, of hulle is daar om ons te help, of hulle is filantropies, en het gaan hier oor naaste liefde, daai ou rook heeltemal te veel gras. Reg. Jy behoort teen die tyd agtergekom het, en ek het persoonlike ervaring daarvan, dat dokters medikasie voorskryf, wat geweldige neeweffekte het, en wanneer jy daar gaan sit, en jy praat met hom oor die neeweffekte, maak hy nie die koppeling daaroor, dat hy 'n maand en 'n half terug vir jou nuwe medikasie voorgeskryf het, en nou sit jy by hom, jy sit nou by hom met 'n ander probleem. Ek moes self gaan vra, ek moes gaan uitvind by die apteker, mevrou, wat staan op die voubiljet van hierdie medikasie? Wat is sy neeweffekte? En toe besef, wat is my probleem? En toe dadelik die medikasie gestaak, en ek is gesond aan die ander kant uit. Maar ek het 'n skok daar weg. Ek het besef, dat dokters is nie meer die dokters wat hulle was in die 60er jare nie, hulle het nie meer die opleiding of die kritiese denke nie. En ou moet maar versigtig wees oor almal wat vir jou wil voorskryf. Gaan dink mooi. Soos my skoonseun sê, as 'n kar stikkend is en jy weet nie waar is die probleem nie, dan los jy hom tot hy breek. Dan jy weet ons waar is die probleem. Nou ek wil vir jou sê, as die kar nie stikkend is nie, dan karring 'n mens nie daar nie. As jy wonderlike gesonde babas het, moenie karring met ander mense se stories nie. Bly weg uit die stelsel uit. Die stelsel is nie jou pel nie. Die stelsel is the beast system. En die navorsing wys dit vir ons. Nou ja, kom ons kyk of jy video hou op die stelsel.